Jy sien, ek het dit op 'n ander geleentheid in een van my video's genoem. Ek dink ek het vanoggend 'n video opgelaai waarna jy kan op my profiel gaan kyk, waar ek daaroor praat. Ons is geleer al die tyd dat ek moet doodgaan en dan kan ek in die hemel gaan erf. Wat onskriftuurlik is. Want ons sê dat wat waar is vir die sienlike is waar vir die onsienlike. Met ander woorde, as jou pa of oupa afgesterf het, kom aan, ons praat disipelskap, want ons moet op 'n plek kom waar ek eienaarskap kan vat van wie ek in Christus is. En disipelskap is net die begin. Met ander woorde, as pa of oupa afgesterf het, het hy 'n testament gelos. Is dit nie so nie? En die testament sê vir my, wat het ek geërf? Nou kom ek vraag of vir u 'n vraagie wat vir my kyk. Moes jy doodgaan om daai goed te erf? Nee, maar hoekom leer ons dan die goed in die kerk vir die mense? Raak kwaad as jy wil kwaad raak. Jy sien, Jesus het gesterf en toe hy afgesterf het en gesê, dit is volbring, het hy my 'n erfgenaam gemaak van alles wat Godsin is. En omdat ek nou kind is, bruid is, daarom is alles wat syne is myne, maar ook alles wat myne is syne. En hoe kry ek hierdie erfdeel wat vir my gelos is? Hoe kry ek dit? Hoe maak ek dit myne? Hierso, terwyl, onthou, daar's nie koeriertrokke wat uit die hemel uitval nie. Hier val 'n container uit die hemel, en gaan die deure oop en dan is al jou kos is daar en die geld wat jy nodig het en die kar wat jy soek en die bike wat jy soek, alles. Dis nie hoe dit werk nie. Hoe trek ek my erfdeel uit die onsienlike uit die hemel uit? Tik vir my hierso in die comments. Deur geloof. Want net God kan net deur geloof behaag word. OK, maar as ek nie besef dat ek 'n erfgenaam is nie, dat ek kind is nie, want Johannes 1 vers 12, dis plein evangelie. Wat sê Johannes 1 vers 12? Hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om wat te wees? Kinders.